mens, ons is vanoggend 19 Augustus 2026, lesing 91 van die Groot Johannes Evangelie, boek 4. En ons is nog steeds met Yeshua, waar hy in gesprek is nou met twee manne, wat hulle voorgeneem het om te gaan vas. Yeshua het hulle laat roep en gesê, kom sit en eet saam met my aan tafel, en hulle het nou 'n gesprek met hom, en ons gaan nou verder hier aan. Dit is Simon, en die ander ou is Gabi, en die opskrif sê, Simon oor die moralisering uit eie liefde, hoofstuk 1:6-8. Na 1/2 het dit baie lewendig in ons groot geselskap geword, en Simon begin grappe vertel wat beslis baie geestig was. Gabi, 'n ietwat ernstiger jong mens van ruim 20 jaar, waarsku Simon egter meermale om hom bietjie in te hou. Maar Simon sê, wie waarsku dan eertyds vir Dawid, toe hy nogal uitgelate voor die ark dans? Omdat sy haar skaam, gee hy sy vrou hom wel die raad om hom te matig in sy vreugde roes. Maar Dawid steur hom nie daaraan nie. En kyk, ek sal my nou ook niks aantrek van jou korrigerende wenke nie, maar ek sal slegs nog vroliker word. Bemoei jou daarom nie meer met my nie, anders moet ek my ook nog met jou bemoei. Kyk eers in die rigting, en daar sit die meester. Hy alleen is nou ons korrigeerder. Waarom sou ons sondaars mekaar altyd moet korrigeer? Want elkeen van ons mense korrigeer sy naaste, meestal uit eie liefde. Die gierigaard maan sy naaste tot matigheid, nigterheid en spaarsaamheid, en hy hou daaroor sy sedepreke. Maar waarom doen hy dit? Hy is bang dat daar iemand arm sou word, wat hy dan, omdat hy welgesteld is, al is dit nie uit naaste liefde nie, dan tog fatsoenlikheidshalwe sou moes help. 'n Ander wat nie so goed kan loop nie, sal sy begeleiers in die trant van 'n geneesheer uitlê, dat dit skadelik is om vinnig te loop. Weer 'n ander wat geen spesiale vriend is van groot warmte nie, sal vernaamlik uit eie belang die nut van die skadu benadruk. Die wyndrinker sal by sy vriende water beslis nie spesiaal aanprys nie. As 'n man, of hy nou jonk of oud is, 'n oogie het op die een of ander meisie, sal hy haar altyd wys op die gevaar daarvan om met ander mans te doen te hê. En ander mans sal hy met mooi woorde en op moralistiese wyse terdee waarsku om nie onbesonde met die vroulike geslag om te gaan nie. In so waarskuwing is daar tog duidelik 'n behoorlike bietjie eie liefde. En so het ek tot op hede nog altyd, ek sê dit heel openlik, waargeneem dat by die vermaanings wat so dikwels gegee word, altyd 'n bietjie eie liefde van die kant van die vermaaner sigbaar word. Wat geen vermaaner nie, maar as hy maar enigstens oor homself nadink, kan ontken nie. Onder die vermomming van allerlei morele redes, sal hy sy naaste veral waarsku teen die dinge wat hy self onaangenaam vind. As iemand verlief is op 'n meisie, sal hy haar beslis nou eers ernstig, dan weer liefderik, altyd waarsku teen ander mans, wat uiteindelik, soos wat dit soms gebeur, ook 'n oogie op haar kon hê. Waarom waarsku hy dan soveel ander meisies nie teen die slegheid van die ander mans nie? Omdat sy eie liefde by die ander meisies nie saamspeel nie. Ek sou selfs aan die hand van die kenmerke van verskillende waarskuwings en lesse wat die mense mekaar gee, die sogenaamde swak kante van die mense haarfyn kon vasstel. Nie verniet het ons goddelike meester op die berg die heerlike en selfs buitengewoon voortreffelike opmerking gemaak oor die bepaalde ongevraagde verbeteraars, wat nie so gou gereed moet staan om aan hulle naaste te sê,
kom vriend, haal ek die splinter uit jou oog nie. Laat die maar eers maar die moeite doen, om te kyk of daar nie 'n hele balk in hulle eie oog sit nie. As hulle dit eers miskien met baie moeite daaruit verwyder het, dan sou hulle die reg hê om bedagsaam aan hulle broer te vra, of hy wil dat hulle die splintertjie uit sy oog haal. Sien jy vriend Gabby, dit is ook moraal, wat ek beslis nie aan jou soos jy met jou waarskuwings wil opdring nie. Hoewel ek met baie groot sekerheid sou wou beweer, dat daar uiters min onwaars in steek. Ek het nou gepraat en gaan my nou weer met 'n vis besig hou. Intussen kan jy, vriend Gabby, jou prekerstom 'n bietjie vrye teels gee. Kom alleen nie met Salomo se wyshede by my aan nie, want daarvoor het ons twee nog nie genoeg hare op ons melktande nie. Eintlik moet ons maar net bly wees, dat ons nog bewustelik lewe. Maar Salomo laat ons twee vir wat hy is, en laat wie maar wil sy hooglied sing. Ons stemme sal hopelik op die liewe moeder aarde nooit so hoog reik nie. Gabby sien daar by die stekelrigheid van Simon weliswaar iets wat vererg uit, maar uit pure eerbied vir my swyg hy tog. Nou, Vader het dit goed gedink om die hoofstuk vir ons te gee, omdat daarin ook vir ons almal ook lesse in is. En die les wat daarin is dat ons maar altyd meer geneig is om 'n splinter uit ander mense se oog te haal, terwyl ons self die balk het. En dit is op alle vlakke van die samelewing waar, en is ook vir alle mense waar. Niemand ontkom hierdie, kan ons maar sê, slaguister nie. En ons moet maar net altyd kyk, of wanneer ons iemand waarsku, want ons moet waarsku, die woord sê, ons moet mense teregwys, en ons moet mense vermaan. En of dit nie uit eie liefde gebeur nie, soos wat hy nou hier verduidelik, jy sê vir die meisie, jy moet nou besop vir die ander mans, maar dit is net vir die een meisie wat jy dit sê, omdat jy graag daai meisie wil hê, en 'n oog op haar het. Maar vir al die ander honderde meisies wat jy mee te doen het, sê jy niks. En dit dui dan duidelik op eie liefde, en dis fyn, ons kom dit nie agter nie. 'n Mens sal moet baie mooi gaan introversie hou, en kyk of ons nie iewers op 'n dag daarmee val nie, of faal nie. Ons gaan dan verder die volgende hoofstuk, hy raak nou aan Salomo, en die volgende hoofstuk is juis, is 'n paar hoofstukke nou oor die hooglied van Salomo, hoofstuk 1, 6, 9. Voordat ek die hooglied hierdie stuk wil behandel, dit is die een boek in die hele Bybel, wat vir die mense die moeilikste is om te verstaan, omdat die kerkwêreld en die Christendom heeltemal wegbeweeg het van die geestelike, en hulle lees alles met 'n natuurlike oog. En as jy die hooglied van Salomo met 'n natuurlike oog lees, dan gaan jy nie enige insig kry oor die boodskap nie. Daar is 'n baie diep boodskap in daai boek, maar dit kan slegs Yeshua vir ons oopmaak, soos wat hy dit nou vir ons hier doen. Weereens, dit is verborge geskrifte wat ons nou hier kry, deur Johannes vir ons gegee. Dit is hoekom dit die groot Johannes evangelie is. Want Johannes sê in die laaste vers van sy boek, as ek alles moes opskryf wat ek gesien en geervaar het en gehoor het, dan sou die wêreld nie die boeke kon bevat nie. Bedoelend in die gees sou die wêreldse mense van daai tyd dit nie kon opneem nie. En selfs nou kan die wêreldse mense nie hierdie boeke opneem nie. Daar is slegs een gemeente in die hele Suid-Afrika wat hierdie woorde wat ons vanoggend lees, wat dit as God spraak
erken en erken wie agter hierdie woorde staan, naamlik Yeshua, ons koning en meester. En Johannes is 'n baie geliefde apostel. In die skrif staan die mees geliefde apostel. En Johannes moes baie ly nadat Yeshua opgevaar het. Ek het vanmôre iets skrikwekkends gekyk en hoe hulle vir Johannes, die Romeinse leiers van daai tyd, het hom gehaat. Want op 'n stadium was hy nou die enigste oorblywende apostel. Al die ander het hulle vermoor. En hulle het hom in Rome gegryp en hom in 'n groot kokende bak olie, waar hy heeltemal ingegaan het, tot by basies het dit oor sy kop begin brand. En hy het niks oorgekom nie. Voor 'n hele groot stadium van mense het hulle almal gestaan en kyk, en die koning wou daarmee die laaste getuienis van Yeshua wou hy vernietig. En toe hy agterkom, hy kan hom nie doodmaak nie, toe stuur hy hom Patmos toe. En daar in Patmos het hy dan die grootste werk seker in die Bybel oor die eindtyd, naamlik die boek Openbaring geskryf. Maar helaas, die wêreld weet dit nie, maar Johannes het nie opgehou skryf nie. En vandag, vanoggend, lees ons nou in boek 4 van 11 boeke wat ons het oor die tyd tydens Yeshua se prediking op aarde. En dis is 'n verskriklike besondere voorreg dat Johannes nooit stilgemaak kon word nie. Al swyg die wêreld hierdie woorde vandag toe en maak asof dit nie bestaan nie, terwyl hulle baie goed weet dit bestaan, maar hulle verkies om dit nie as sodanig te sien soos wat ons dit sien nie, naamlik gelykstaande aan die Bybel. Ons gaan verder met die Hooglied. Ek, Yeshua, sê aan Simon, is jou metgesel dalk 'n groot vriend van Salomo? En wat verstaan hy dan van sy Hooglied? Sê my eers hoe ver julle al daarin gevorder het. Simon sê, Majesteit en Meester van die hemele en hierdie aarde, as ek, soos wat ek gewoond is, vryuit mag praat, sal ek graag iets wil sê, maar as ek my woorde sorgvuldig moet wik en weeg, is ek nie tuis nie, want dan kan ek nie 'n woord uitkry nie. Yeshua sê vir hom, praat soos wat jy gewoond is, want die kern van jou geestigheid en humor is goed. So dit is vir my nogal 'n openbaring hier, dat ons kry onder ons geestige en humoristiese mense, en hulle kom ook voor uit Yeshua, uit Vader uit, en hy het ook daardie humor in hom, maar weer eens, dit moet 'n humor wees wat nie eerstens vuil is nie, en wat nie afbreekend op die medemens is nie. Hierdie ou is maar net 'n man wat in baie ligte lyn is, en ons kry sulke mense, en hulle is net so nodig as baie ernstige mense, want 'n gemeenskap moet ook gelei word na vrolikheid toe, in Yeshua. En ons praat nou hier van 'n duidelike geestelike vrolikheid, en nie baldadigheid en uitbundigheid van die wêreldse mens. Daarop sê Simon, ag, in daardie geval sal ons wel iets kan sê. Weliswaar sal dit nie verder reik as my eenvoudige denkvermoë nie, maar ek hou geen ongesonde mening op daarna nie. O Majesteit en Meester, u vra hoe ver ons reeds gevorder het met Hooglied. Help Elia, ek kon nog glad nie daarmee vorder nie, want ek sou jammer gewees het vir my tyd. Maar Gabi ken die heel eerste hoofstuk alreeds uit sy kop uit. Hy sluk en kou dit nog steeds. En hy het daar altyd die mond van vol. Maar van die betekenis van hierdie hoofstuk weet hy net so min as ek van die diepste bodem van die see.
Die mooiste daarvan is egter dat jy steeds minder begin verstaan van die eerste hoofstuk van hierdie lied, hoe meer dikwels jy dit ook al lees. En wanneer jy ten laaste ook dit nog van buite ken, verstaan jy dit gewis die allerminste. Dit beteken as jy dit kan opsê. Ek het 'n ou man geken, hy was hier in ons gemeente, of hy het ons gemeente besoek. Hy kon al die Paulus boeke, kon hy uit sy kop uit opsê. Hy kan begin by Romeine en hy kan reg deurgaan. Almal uit sy kop uit. Maar hy het niks van die innerlike geestelike verstaan nie. Absoluut niks. So hier is dit ook die geval, hulle ken dit uit hulle kop uit, maar hulle verstaan dit nie. Net soos soveel mense vandag, die Onse Vader uit hulle koppe uitken, want ons is op skool, is ons geleer, jy moet dit opsê, maar niemand verstaan wat werklik in die Onse Vader voorgevra word. Byvoorbeeld, laat u koninkryk kom. Waar moet die koninkryk kom? Moet hy nou afsakkie vanuit die hemele uit na die aarde toe? Soos wat baie kerke glo dat die nuwe Jerusalem, wat 1500 myl by 1500 myl by 1500 myl hoog is, dat dit gaan neerdaal op die aarde, op hierdie ronde bal waarop ons lewe. En dit is die nuwe Jerusalem. Laat u koninkryk kom beteken, laat ek, help my om in die koninkryk te kom, want die koninkryk is in julle, sê Yeshua. Soek dit nie in die woestyn nie, soek dit nie in 'n huis nie, in 'n kerk nie. Dit is in julle. Hemel en aarde is in jou. Die hemele is die lig, die goeie, en die aardse is nog die goed wat jou vashou aan die materiële bestaan waarin ons nou moet wees om te kan oorwin. En dan kan jy die hele gebed verder vat. Veral die vers, lei my nie in versoeking nie. Wat 'n probleem is, want Vader lei ons nie in versoeking nie. Dit moet wees, lei my, Vader, dat ek nie in versoeking kom nie. Dit sal die korrekte betekenis wees. En so elke reeltjie. Almal vra vergifnis vir sonde, maar hulle vergeet die stukkie wat bykom, soos ons skuldenaars vergewe. Dit word nie eintlik gepredik nie. Maar as jy nie jou naaste kan vergewe nie vir goed wat lang tye terug gebeur het nie, het ek nuus vir jou. Al jou sondes vanaf daai tyd tot nou staan nog teen jou naam geskryf. En dit gaan 'n geweldige invloed op jou lewe hê, vir al jou geestelike lewe. Want jy kan maar offers bring, jy kan maar vir Vader sing, jy kan vir hom bid, jy kan voorlesings doen tot jy blou is in die gesig, jy kan selfs naaste liefde teenoor mense uitvoer. Maar as jy nie vergifnis in jou hart het teenoor jou naaste nie, dan is hierdie sondes nog teen jou en jy kan niks verder doen nie, wat goed is nie. So dit is 'n verskriklike ding om nie te vergewe nie. En ek weet, hier sit baie mense wat verskriklike dinge in hulle lewe deurgegaan het, veral mense wat as kinders verskriklik swaar gekry het. Maar ons moet daai mense vergewe. Ons moet hulle in ons harte vrymaak. Want elke oortjie van skuld, oortjie is 'n klein geldstuk, sê maar 'n penny of 'n sent, sal betaal word, indien nie in hierdie lewe nie, dan in die volgende lewe. En jy sal daai persoon wat jy nie kan vergewe nie, sal jy ontmoet in die voorportaal van die hemele. Jy sal nie kan ingaan nie. Julle sal daai skuld moet vereffen. En dink net, hoe hou jy daai ander persoon terug? Of omgekeerd, is jy die een wat teruggehou, wat gaan teruggehou word. So ek noem net die goed, sodat ons dink as ons die Bybel 'n klomp verse uit ons koppe uit kan opsê, dan is ons paadjie uitgeplavein na die hemel toe. Dis nie so nie.
Ons moet insig en wysheid hê. Kom ons gaan verder oor 'n baie moeilike boek, Hooglied. Joshua sê in vers 6, ja, ken jy die eerste hoofstuk miskien ook van buite, bedoelend uit jou kop uit. Simon sê, hy het dit al so dikwels vir my opgesê, dat ek dit nou helaas ook al woord vir woord van buite ken, hoewel dit my die keel uithang, om met die Skiteërs, dit is 'n barbaarse ruitervolk in Europa, te praat is baie onderhoudender as om die Hooglied van Salomo op te sê. Wie daar iets aan vind, moet 'n kind van heel merkwaardige ouers wees. Ek vind dit onsin. So mooi, waar en goed die spreuke van Salomo is, en ook sy prediking, of sy boek Prediker, so dom en nikszeggend is sy Hooglied. Wie daarin iets meer ontdek as die werk van 'n dwaas, het duidelik 'n heeltemal siek brein. Wat moet die betekenis byvoorbeeld wees van? Dis 'n aanhaling uit Hooglied, laat hy my kus met die kus van sy mond, want u liefde is liefliker as wyn. Wie is die hy en wie is die my? Dan moet die onbekende hy die eweneens onbekende my met die mond van die hy kus. Het hierdie hy dan ook ander vreemde monde in sy gesig? Dit moet dan 'n baie wonderlike vreemde wese wees. Die laaste deel van hierdie eerste vers skyn kennelik die rede vir die verlange in die heel eerste deel te bevat. Maar daar staan hy in die tweede persoon, en mens kan nie sonder meer aanneem dat met die uitdrukking jou liefde, wat liefliker as wyn is, die liefde van die hy bedoel word nie. Maar as mens al nie weet wie hy en wie my is nie, hoe moet mens dan wel weet wie die een is, wie se liefde in die tweede persoon liefliker as wyn moet wees? Nou soos wat hierdie boek Hooglied in die gewone Bybels geskryf is dit vir 'n mens, vir enige mens, baie moeilik om te sien wie wanneer praat. Maar ons is nou geseënd om die boek van herinnering te hê. En dit was 'n boek wat ons nogal baie lank by stilgestaan het toe ons vertaal het. En die boek is opgebreek in die man sê en die vrou sê. So die oomblik wanneer dit voor die paragrawe staan, dan weet jy wie praat met wie en wie antwoord vir wie. Nou alreeds is daai verborgenheid of daai moeilike probleem weg. En jy weet hier is 'n gesprek tussen 'n man en 'n vrou. Maar wie die man en die vrou is, gaan ons eers later hoor wat Joshua vir ons sê. Baie mense het ek al gehoor Israeliete sê, ja, dis Salomo en sy bywyf wat met mekaar praat, en hierdie een is nog swart, want sy is die koningin van Skeba of wat ook al. Wat totaal en al 'n misvatting is, want jy moet die dinge in die gees lees. Maar kom ons gaan verder. Verder is dit ook geen besondere kompliment vir die liefde nie, as mens sê dat dit liefliker is as wyn, as van die wyn tevore nie gesê word dat dit besonder uitmuntend is nie. Want daar is immers ook heel miserabele en slegte wyne. Is die liefde egter maar net heerliker of liefliker as die wyn, sonder onderskeid na kwaliteit, dan is so 'n liefde bepaald nie so besonders nie. Ondanks al hierdie kommentaar kan ek dit tog altyd nog wel as iets besonders, kan dit nog wel iets besonders beteken, maar ek het dit op hierdie wêreld nooit agtergekom nie. Dit is omdat sy hele redenasie vanuit die natuurlike waarheid is, en glad nie vanuit hemelse of geestelike waarheid nie. Om ten oorvloede my domheid nog duideliker aan te toon, sal ek ook nog die tweede vers by die eerste voeg. As my geheue my nie bedrieg nie, staan daar: laat mens jou heerlike salf ruik. Jou naam is salf wat uitgegiet is. Daarom bemin die maagde jou.
Hierdie tweede vers pas tog na my mening net so op die eerste, soos 'n huis op 'n oog. Wat is dit dan vir 'n salf en van wie is dit? Wie moet die salf dan ruik? Hoe kan iemand se naam 'n uitgegote salf wees? En waarom moet hy nou juist daarvoor deur die maagde bemin word? Wat se maagde is dit? Daarom verhewe Salomo, bekyk dit maar met al jou verhewe wysheid. Een woord van u, o meester, het vir my 1000 maal 1000 keer meer waarde as alle verhewe wysheid van Salomo. Salomo word vir my nou alweer te veel. O meester, ek smeek u, skenk my die oorige verse, want dit is nog baie meer onverstaanbaar as die taal van die Skitiërs. Joshua sê vir hom, dit is goed my beste Simon, sou jy vir my dan nog die woorde kon herhaal, waarmee ek op die berg diegene aangemaan het, wat vanweer die prachtige oggend nie van die berg wil afgaan nie, en van welke woorde jy beweer, dat dit beslis geen diepere geestelike betekenis sou hê nie. As jy jou dit nog herinner, herhaal hulle hierdie woorde dan nog eens vir my. Ons het dit gelees in 'n vorige lesing, toe die twee so met mekaar spottend praat, toe Joshua sê, goed, ons gaan nou van die berg af na die tafels toe, dis voorbereid, en ons gaan nou oggendete eet. Toe sê hulle so spottend vir mekaar, hy en hierdie Gabi. Wonder of daar nou ook 'n dieper geestelike betekenis aan die woorde is. En nou is Joshua besig om hom eerstens te wys op sy fout. Simon antwoord met 'n ietwat verleë gesig, o majesteit en meester, as my herinnering my nie bedrieg nie, lei die paar woorde ongeveer so. Hy haal nou Joshua se woorde aan. Benede by die tafels wat buite staan, sal julle dieselfde oggend as hier bo op die berg vind. Met die kort paadjie na onder sal julle daarvan geniet, en benede sal julle dit dubbel geniet. Ons liggame het voedsel nodig, laat ons dus vinnig na onder aan tafel gaan. Ek glo dat u, o majesteit en meester, dit gesê het. Onthou dat dit gegaan oor 'n pragtige oggend, die son was 10 maal groter as wat hy normaalweg is. Daar was geweldig baie voëls in die lug, die wolke het allerhande kleure geweerkaats van die reënboog. Dit moes 'n pragtige oggend gewees het. En deur jare het Joshua vir ons dan verklaar dat dit die oggend 'n teebeeld is van die oggend in jou hart, wanneer hy in jou opstaan en in jou kom woon. En nou sê hy, kom ons gaan af, dit sal nog daar net so mooi wees as hierbo op die berg. Nou sê Joshua vir hom, uitstekend my beste Simon, jy het my opmerking woord vir woord volkome korrek weergegee. Maar wat dink jy daarvan as ek jou nou vertel, dat die aanmaning wat ek toegegee het, en wat nou vervul is, geestelik presies dieselfde betekenis het, as die twee verse uit Salomo se Hooglied, wat jy aan my voorgedra het. Kan jy jou enigstens die moontlikheid daarvan voorstel? Nou sê Simon, voordat ek dit verstaan, sou ek nog eerder verstaan, dat die uitgestrekte see, môre al verander sal wees in die vrugbaarste landerye. Want wat u, o meester, op die berg gesê het, was helder en duidelik te verstaan, en ons begryp almal maar al te goed, wat ons tot ons genoe moes doen, naamlik na benede gaan, met veel vreugde op hierdie heerlike môre, om aan tafel te gaan sit, en ons liggame te voed, met 'n voortreffelik voorbereide ontbyt. Wie dit miskien nie verstaan het nie, moes gewis heeltemal stokdoof gewees het. Maar wie vind die betekenis ook in die twee verse van Hooglied? Die is in hulle natuurlike betekenis, soos wat ek laat sien het, volkome onlogies. Maar as hulle dit is, wie kan dan in alle erns daarachter nog 'n wyse geestelike betekenis wil soek?
Met reg en rede kom dit my nou presies so voor, asof ek my van 'n stomme, onnozele gek, wat meer dier as mens is, sou moes voorstel, dat hy 'n wyse Plato is. Hoewel alles is moontlik, waarom dan nie dit nie? Ek dui slegs maar aan hoe ek dit nou voel en beleef. En ons vervolg dit dan in die volgende lesing môre, waar Yeshua dan antwoord gee op hierdie probleem van die boek Hooglied, wat so min mense verstaan, en dan ook wat die geestelike betekenis was, om vir hulle te sê, kom ons gaan af van die berg. En kortom, dat Yeshua sê geen woord, sonder dat dit 'n innerlike geestelike en 'n innerlike hemelse betekenis het nie. Dit is hoekom ons dan kan onderskei, dat hierdie woorde wat ons vanoggend lees, en nou al vir maande mee besig is, wel vanuit 'n hoër bron na die aarde toe gebring is, en nie deur die profeet Jakob Lorber nie, of dan nou Johannes nie, maar wel geïnspireer deur die hemelse Vader, die hoogste gesag in die hemele, maar wel waar hy gebruik maak van 'n Salomo, van 'n Johannes, van 'n Lorber, om dit vir ons te bring. Geskikte houers. En dit is hoe ons dit moet sien. En as ons daai fokus het, as ons daai gesindheid het, dan sal ons altyd dieper in die woord ingaan. Maar mense wat met hierdie ou se gesindheid dit eintlik as dwaasheid sien en sê die man Salomo moes nie lekker gewees toe hy hierdie goed gekry het nie, sal nooit iets verder vind nie. Simon het daarom die voorreg gehad dat Yeshua nou daar by hulle is, en hy gaan dit nou in die volgende lesing vir ons begin verklaar. En ek kan julle nou regtig sê, dat as ons dit verklaar gekry het, dan is dit iets wat jy nooit anders mee sal sien, of nooit meer anders sal sien nie, as die werklike verklaring van dit, wat hy vir ons gegee het. Maar jy het 'n sleutel nodig, om dit te verstaan. En die sleutel is altyd net een sleutel, dis die liefde. Vir Vader, Yeshua, en die liefde vir die medemens. En as jy dit het, dan breek die skrif homself voor jou oop. En is dit nie meer 'n moeilike ding, wat jy nou uit jou kop uit moet leer, en oor vir jouself herhaal en afsê nie. Dis nie nodig nie. Jy met die innerlike geestelike betekenis sal jy slegs deur die liefde kry. En dan ook, as jy geseënd genoeg is, sal jy die hemelse betekenis kry. Dit is die hoogste vlak dan van openbaring in die skrif. Baie dankie, ons gaan dan môre verder.